Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het om net U naam te kan groot maak, Vader, en te kan besef vandag, Here, dat daar's niemand soos U nie, Vader, om te besef vandag, Vader, dat U het 'n plan en 'n doel met ons elkeen se lewe, Vader. En soos wat ons hierdie liedjie nou gesing het, Vader, weet ons dat U is in staat, Vader, om ons vry te maak, om ons los te maak, Here. En Vader, U is die enigste God wat kan voorsien. U is die enigste God, Vader, wat by magte is om hierdie goedes te doen, Vader. En ek wil vra, Here, dat U ons vanoggend net sal kom besoek met U teenwoordigheid, Here. Soos wat Dawid gebid het, Vader, wat is die mens dat U aan hom dink, en wat is die mensekind dat U ons sal besoek, Vader. Verwag ons vandag, Here, ons het 'n afwagting in ons hart, Vader, vir 'n besoek van U af, Here. Dat ons nie net weer 'n gewone diens sal hê nie, Vader, nie net weer sal deur die rituele gaan, Vader, en deur hierdie religious momentum gaan nie, Vader, maar Here, laat ons sal oorgee aan U vanoggend, Vader, en laat U sal kom beweeg, soos nog nooit van tevore in ons midde, Here. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Sê, kan julle sitplekke neem. Ek kans gee vir al die kinderkerkkinders om uit te gaan. Ek wil volgende bietjie met ons gesels oor boldness. Nou weet, boldness is eintlik nou maar 'n Engelse woord, maar vrymoedigheid klink net nie so reg in die kerk nie. Vrymoedigheid klink net nie so asof dit inpas by dit wat ek oor wil gesels nie. En so verskoon my as ek vandag nou maar my tale meng, maar as ons as kerk effektief wil wees, en weer eens as ek praat van die kerk, praat ek nie van hierdie gebou en hierdie 4 mure wat hier is, en as ek praat van die kerk, praat ek van jou en van my. As ons volle potensiaal wil uitleef, as ons die doel hoekom die Here ons op hierdie aarde gesit het wil uitleef, het ons boldness nodig. En ek weet baie keer het mense hierdie miskonsepsie van wat boldness is, en dat boldness is net, jy kry 'n mikrofoon in die hand en jy staan daar voor 'n klomp mense en jy skree op hulle en dit is net spoeg wat spat en almal moet net ewe skielik skrik en luister en alles, maar dis nie wat boldness beteken nie. Boldness het soveel of so groot rol wat dit speel in 'n kind van die Here se lewe, en boldness gaan nie net oor om met mense te praat nie. Boldness gaan nie net oor om vir iemand te sê, hoor hierso, ken jy vir Jesus nie. Ons hele bestaan moet gebou word op die vrymoedigheid wat God vir ons gee. En as dit maklik was om 'n verskil te maak, het mense nie boldness nodig gehad nie. As dit maklik was vir ons om met mense te praat oor Jesus, het ons nie boldness nodig gehad nie. As dit maklik was vir ons om na God toe te kom met ons probleme en werklik ons probleme vir hom te gee en te sê, Here, ek sukkel met hierdie, ek worstel met hierdie, ek het hierdie probleem, en as U nie ingryp nie, as U nie deurkom nie, as U nie vir my 'n deurbraak gee nie, dan weet ek nie wat se kant doen. As dit maklik was om dit te doen, dan het ons nie boldness nodig gehad nie. As dit maklik was om met mekaar te praat, as ons iets doen wat ons wegtrek van die Here af, en te sê, hoor hierso, dit wat jy doen, ons gaan nou 'n bietjie oor dit praat, is nie reg van die Here af. As dit maklik was om mekaar te vermaan in liefde, het ons nie boldness nodig gehad nie. Maar dit is nie altyd maklik nie. Ons sit met twyfel in ons hart. As dit maklik was vir ons om heeltemal oor te gee aan die Here en sê, Here, ek kies U bo alles wat in my lewe aangaan. Ek kies U bo alles wat daarso wat in die lewe is, was dit nie nodig gewees om boldness te kry nie. Maar ons sit in die kerk, en in die kerk is dit baie keer vir ons maklik om met mekaar te praat en te sê, hoor, bid vir my. As jy by die kerk is dit maklik om oor Jesus te praat. As jy by die kerk is dit maklik om die Here te dien tussen ander mense van die Here. En partykeer gee ons net voor ons dien die Here regtig om die mense tevrede te stel, maar dit is maklik, en dis hoekom ons nie altyd boldness nodig in die kerk nie. Maar die probleem kom in by so 'n stelsel is dat daar kom 'n godsdienstige stelsel in die kerk in. Daar kom 'n godsdienstige stelsel onder mense in wat ons gee meer voor as enigiets anders. Ons wil heeltyd hierdie mooi prentjie voorstel, ons wil heeltyd hierdie mooi boodskappe preek, ons wil heeltyd hierdie mooi goeters hoor, want dit is waar ons gemaklik is. Maar boldness kom in by die kerk as ons begin opstaan en die waarheid begin preek.
As ons begin opstaan en oor dit begin praat wat vir die Here belangrik is, en nie meer oor dit praat wat vir ons belangrik is nie. Boldness kom in die kerk as ons begin opstaan en begin sê, Here, laat U wil in ons lewe geskied en nie ons wil nie. Here, vat U ons kerk en vat U ons gemeente na 'n plek toe waar U ons wil hê en nie na 'n plek toe waar ons graag wil wees nie. Ek het so hele paar jaar terug in Southdale by 'n Baptiste kerk, nooi hulle my om te kom preek by een of ander youth bash wat hulle daar so gehad het en hulle het hierdie groot storie en hulle sê daar gaan baie kerke se jeuggroepe daar wees en alles en dit gaan so amazing wees en ek was opgewonde. Ek sê nee, is reg, ek like dit om vir jong mense te preek. Ek like dit as al baie jong mense is. So ek is reg en hierso kom die pastoor of wat ook al van die kerk en hy sê vir my, maar ons gaan vir jou die tema gee. En dadelik het ek so 'n bietjie begin so ongemaklikheid hier binne my kry. Ek sê, okay, nou waaroor wil julle hê moet ek praat? Hulle sê nee, ek moet met die jong mense praat oor die Illuminati. Dan sê ek vir hulle, ek sal self eers 'n bietjie moet gaan navorsing doen oor die Illuminati voor ek met die mense kan praat oor dit. En ek vra vir die pastoor, hoekom wil julle hê moet ek oor dit praat? En hy sê vir my, want hulle is bang die jong mense gaan in hierdie area in en ons moet hulle nou bang maak vir dit en ons moet hulle die negatiewe kant van dit leer en alles. En eintlik het hulle my pa eers genooi, maar hy kon nie toe nie preek nie. Toe sê ek moet gaan en ek sê toe vir ek is nie gemaklik met hierdie nie. Want dit voel nie vir my reg om vrese mense te probeer inpreek in die kerk en dis nie wat die Here my voorgeroep het nie. En nou sê hulle vir my asseblief, ek moet dit nou maar doen nie. My pa praat mooi met my en hy sê okay, kom ons doen dit nou maar en ons preek nou maar vir hulle en ek gaan en ek doen meer navorsing oor daai boodskap as wat ek oor enigiets anders in my lewe navorsing gedoen het. En die heeltyd terwyl ek besig is, voel ek hierdie ongemaklikheid binne in my. Voel ek, maar dis nie waar die Here my wil hê nie. Die Here wil my daar hê, maar dis nie wat die Here wil hê ek moet oor praat nie. En ons kom die aand by die kerk en daai kerk is vol. Hulle het stoele ingedra. Jy staan op die preekstoel en dan hierso as ek so my hand afsteek, dan vat ek aan die eerste jong mens wat hier voor my is. So daai plek is gepak. En ek het 'n opgewondenheid binne my oor hierdie jong mense, maar ek worstel binne my oor hierdie ding en ek sê, Here, ek kan nie aangaan met hierdie nie. En ek het nou al vir die pastoor my memory stick gegee met 'n PowerPoint op met die prentjies en al die goedjies wat hulle wou gehad het. En ek staan met hierdie worsteling hier binne in my en ons is besig om te worship. En ons is besig om die Here te aanbid. En terwyl ons bid, worstel ek met die Here. Ek sê, Here, hoekom is ek hier? En die Here sê vir my, vanaand is jy, gaan jy mense tevrede stel of gaan jy doen waarvoor ek jou geroep het? En hierso met die laaste liedjie stap ek na die pastoor toe en ek is hier op my senuwees, maar ek moes boldness bring my God. Ek sê vir hom, pastoor, ek is nou bitterlik jammer om vir jou in te lig, maar ek gaan nie vanaand preek oor dit wat julle wil hê ek moet preek nie. Want die Here het my geroep vir iets anders. En ek gaan op en ek het nie eens gewag vir hom om te antwoord en ek sê vir die ou, moenie die PowerPoint aansit nie, ons gaan oor iets anders praat. En ek deel die evangelie met hulle. Ek deel met hulle wat God se liefde is. En meer as seker 70% van daai jong mense staan daai aand op en hulle gee hulle hart vir die Here. Mense kom vorentoe, jong mense sit hulle sigarette en goeders neer en sê hulle wil nie meer hierdie goeders hê nie. Hoekom? Omdat ek great was? Nee, omdat ek wonderlik gepreek het? Absoluut nie. Want ek was nie eers voorberei vir daai preek nie. Maar as ons opstaan en ons het boldness binne in ons en ons doen wat die Here van ons verwag, dan sal die Here die kerk en die mense wat hy geroep het, begin gebruik om 'n verskil te maak. Ek kon daai aand gepraat het oor die Illuminati en oor die mense wat wegkruip en al hierdie wonderlike dinge. En miskien sou 2 of 3 van hulle opgestaan en gesê, okay, nee, ek is nou bang, kom ek gee my hart vir die Here, maar God werk nie met vrees nie. Boldness gaan nie oor vrees nie. Boldness gaan nie oor om mense te probeer bang praat nie. Dit gaan oor om mense te vertel en te wys dat Jesus leef en Jesus is groot vir hulle. 2 Timoteus 4 vers 3 tot 5 sê vir ons, want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters en eie begeertes uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Maar bly julle in alles nugter, verduur die lyding, doen jou werk as 'n verkondiger van die evangelie en beoefen jou bediening voluit. Hierso kom Paulus en hy sê vir Timoteus, daar gaan 'n tyd kom wat mense nie wil luister na die waarheid nie. Daar gaan 'n tyd kom wat mense jou gaan begin oordeel as jy op hulle tone trap.
daar gaan 'n tyd kom wat mense gaan begin negatief voor jou praat, as jy nie preek dit wat hulle wil hoor, daai goeie, feel good boodskappe van jy gaan die oggend opstaan en voeltjies gaan fluit en alles gaan net great wees nie. Maar die Here sê, dis tyd dat mense die waarheid hoor, en ek sê nie, gaan nou uit en slaan mense dood met die Bybel nie, maar dis tyd dat mense 'n verhouding met die Here begin kry. Dis tyd dat ons as kerk begin opstaan en boldness kry en sê, Here, ons gaan die waarheid verkondig daar buite, maak nie saak wat nie. En dit gaan nie net oor die preek hier in die kerk nie. Dit gaan oor hoe jy optree by jou werkplek, dit gaan oor hoe jy optree by die skool, dit gaan oor hoe jy optree tussen jou vriende en jou familie. Om daar so die waarheid uit te leef, het ook boldness nodig. Boldness kom baie keer deur moeilike tye, en ek glo dat die kerk vind homself vandag in die moeilikste tyd wat ons in die geskiedenis van hierdie wêreld was. Hoekom? Want daar's soveel aanvalle op die kerk, daar's soveel mense wat negatief is teenoor die kerk, daar's soveel mense wat godsdienste of Christendom probeer afbreek en ander godsdienste probeer voortrek en sê dat ons is verkeerd en hulle is reg. Maar weet jy wat, ons is nie hier om vir hulle te bewys dat ons is reg en julle is verkeerd nie. Ons is net hier om te sê, Here, ek gaan opstaan vir dit wat jy my beloof het. Ek gaan opstaan vir dit wat ek by u geleer het. Handelinge 4 vers 23 tot 29 sê vir ons die volgende: nadat hulle die vrylating van Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan het, en hulle het vertel van die leierspriesters en die familiehoofde en alles wat hulle gesê het, toe hulle dit hoor het, hulle God eensgesins aangeroep en gesê, Here, u is die een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Want by monde van ons vader Dawid, u diensknegt, deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen die gesalfdes. Klink dit nie soos wat dit vandag gaan in die wêreld nie? Die regering en die konings en die priesters en al hierdie mense staan op teen die gesalfdes en die leer van die Here. Want inderdaad in hierdie stad het hulle, Herodes en Pontius Pilatus, saam met die heidene nasies en die volke van Israel, saamgespan teen u heilige diensknegt Jesus, wat u gesalf het, om alles te doen wat u deur u hand en die palm vooruit beskik, het dit gebeur. En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte u boodskap om dit met alle vrymoedigheid te verkondig. Hierso sien ons waar Petrus hulle in hegtenis geneem was, Johannes en Petrus, en hulle het op 'n stadium gekom wat hulle gesê, okay, ons het nie regtig iets om hierdie ouens mee vas te hou nie, en hulle stuur hulle weg. En hulle sê vir Petrus hulle, ons gaan julle vrylaat en julle kan gaan, maar ons verbied julle om in die naam van Jesus te gaan preek. Ons verbied julle om wonderwerke te gaan doen. Ons verbied julle om mense te gaan vertel van Jesus. En toe hulle by mekaar kom, toe begin hulle te bid. En hulle begin by die Here te kla. Dis partykeer okay om by God te kla. Julle het geweet? Om te gaan sit en te sê, Here, ek weet nou nie meer wat se kant toe nie. En hulle sê vir die Here, Here, kyk na al hierdie dinge wat aangaan. Kyk hoe staan die nasies op. Kyk hoe probeer hulle die kerk keer. Kyk hoe probeer hulle ons keer en weghou daarvan af om die woord van die Here te gaan uitdra in die wêreld buite. Kyk hoe probeer hulle ons onderkry. Maar hulle het nie gesê, Here, ek gaan nou op 'n hoopie sit en ek gaan opgee nie. Wat was hulle laaste ding? Hulle sê, Here, gee vir ons u woord. Laat ons met alle vrymoedigheid dit gaan verkondig. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, hy sê, grant unto thy servant that he may go and preach the gospel with boldness. Dat ons sal opstaan en sê, Here, maak nie saak wat ons deurgaan, Here, maak nie saak wat die teenkanting is wat die kerk kry, Here, maak nie saak wat ons in die gesig staar nie, gee vir ons boldness om die goeie nuus wat u vir ons gee, te vat en te gaan uitdra in die wêreld daar buite, en vir mense te gaan wys dat Jesus nog steeds leef. Mense gaan moet opstaan met boldness. Ons as kerk van die Here gaan moet opstaan en sê dat genoeg is genoeg. Dis tyd dat ons as kinders van die Here 'n standpunt inneem teen dit wat in die wêreld aangaan. Dis tyd dat ons as kinders van die Here 'n standpunt inneem en sê dat die wêreld het genoeg die kerk aangevul.
Die wêreld het genoeg dinge in die kinders se ore ingeplant. Die wêreld is besig om genoeg goeders teen die kerk te probeer doen, om die kerk te stop. Dis tyd dat ons as kinders van die Here opstaan, en sê, Here, genoeg is genoeg. Ons sal nie opgee nie. Toe Petrus en Johannes in gevange geneem was, nou in hierdie gedeelte voordat hulle vrygelaat was, kom die mense by hulle, en hulle begin teen hulle te praat, en hulle begin teen Jesus praat, en hulle vra naderhand vir hulle, wie gee julle die reg om hierdie wonderwerke te doen? Wie gee julle die reg om oor hierdie goeders te praat in die straat? Wie gee julle die reg om te gaan en te kom preek in hierdie goeders? En daar kom 'n boldness in Petrus op, en hy staan op, en hy steek sy vinger in hulle gesig, en hy sê, ons doen dit in die naam van Jesus Christus, wie julle gekruisig het. Dis tyd dat ons as kerk het begin doen. Dis tyd dat ons as kerk begin opstaan, en as mense verkeerd optree by ons werkplekke, moet ons vir hulle sê, dit is nie reg nie. Hoekom? Want die Bybel verbied dit, en die Here sê vir ons, dat ons moet nie so leef nie, en ons is hier om God se naam te verheerlik. Maak nie saak wat jy doen nie, of dit jou werk is, jou skool is, jou sport is, jou familie is, die Bybel sê, doen alles wat jy doen, asof jy dit vir die Here doen. So hoekom moet ons nie opstaan nie? Hoekom moet ons tevrede wees as ons in 'n plek sit en mense is besig om vuil grappe te vertel en te vloek en te kere te gaan en nie te doen wat die Here van ons verwag nie? Hoekom moet ons maar net terug en sê ons is tevrede daarmee? Dis tyd dat ons opstaan en vir die wêreld gaan wys dat Jesus leef. Boldness is om op te staan en om die regte besluite te maak wanneer almal teen jou is. Wanneer jy by die werk is en jou baas sê vir jou, jy moet iets doen wat nie reg is nie. Daai boeke wat jy moet kook, laat die belasting minder geld moet vat. As die baas vir jou sê, jy moet dit doen, dan moet jy sê, ek kan dit nie doen nie. As jy by 'n plek kom en hulle sê vir jou, jy moet oneerlik wees om iets te doen, vir jy sê, ek kan nie oneerlik wees, en of jy vra hoekom, dan sê hulle, want dit is nie wat God van my verwag nie. As jou vriende van jou verwag om uit te gaan en om dinge te gaan doen daar buite, en as hulle, maar is lekker, ons is jong, kom ons geniet ons lewe, en jy weet is nie wat die Here van jou verwag nie, is boldness om op te staan en sê, ek kan dit nie gaan doen nie, want dis nie wat die Here van my verwag nie. Boldness beteken jy kies Jesus bo alles. Jy kies Jesus bo jou finansies, jy kies Jesus bo jou vriende, jy kies Jesus bo jou familie, bo jou werk, jy kies selfs Jesus bo jouself. Partykeer is al baie dinge wat ons as mense wil hê. Dan sê ek, Here, as ek net hierdie goed kan kry, as ek net dit kan hê, maar dan weet ek, Here, dit gaan my nie nader aan jou bring nie. 10-10 dit gaan my nog verder weg van jou af. Boldness is om dan te sê, Here, ek kies die dinge wat U vir my daar gestel het bo myself. Ek kies U bo myself. Ek kies U wil bo my wil. Dit is wat boldness vat. As dit maklik was, het ons nie boldness nodig gehad nie. As dit maklik was om die Here bo al die plesiere van die lewe te kies, het ons nie boldness nodig gehad om te sê, Here, ek gaan opstaan, en al is dit nie maklik nie, al is dit nie lekker nie, gaan ek die regte besluit maak. So ons het boldness nodig. Wat is boldness nie? In die eerste plek, boldness is nie om mense net te oordeel nie. Ons kan so baie maklik boldness verkeerd sien, en ons kan dink dit is 'n aksie om uit te gaan, en nou net vir almal te gaan wys, as daai ou net iets verkeerd doen, dan pluk jy 'n sweepie agter, jy staat om die rug en sê, hey, jy doen nie nou wat die Bybel sê nie. Dis nie wat boldness is nie. Boldness is nie om mense te oordeel nie, maar boldness is om die liefde van Jesus vir mense te gaan vat, en vir hulle uit te wys, en te sê, ja, as mense dinge verkeerd doen, kan jy vir hulle sê, hoor jy, dit wat jy nou doen, dink jy regtig dis vir die Here van jou verwag? Dink jy regtig dis vir die Here wil hê? Is dit tot voordeel van jou toekoms? Is dit tot voordeel van die ewige lewe wat ons al so het? Maar baie mense gebruik boldness om mense net te probeer laat sleg voel, om mense net te probeer onderkry, om mense net te probeer een kant toe stoot wat nie dieselfde glo as hulle nie. En daar's baie pastore en daar's pastore wat ek ken, wat ek weet wat baie lief is vir die Here, wat video's sal op Facebook sit waar hulle mense uittrap en sê, bekeer jou en los jou drank en los die en los daai en los dit. En hulle sê vir die mense alles wat hulle moet los, maar hulle sê nie vir die mense hoekom hulle dit moet los nie. Hulle sê vir mense, los al hierdie dinge wat jy verkeerd doen, maar hulle sê nie wat hulle moet vat, wat Jesus is, om daai goeders te vervang nie. So ons moet versigtig wees, dat ons nie ons boldness in die verkeerde rigting indruk nie. Dat die mense daai vrymoedigheid wat jy het om met mense te praat, gebruik om mense eerder weg te stoot van die Here af, as om hulle nader te bring nie. Vir die van die mans wat op die mannekamp was,
Kon onthou wat daai oom gesê het van op die kamp hoe hy opgetree het toe hy net tot bekering gekom het. Aan hardloop hy in die strate van sien hy 'n drakkie daar so en gryp hy hom en sê hy vir hom, jy moet jou hart vir die Here gee. Dan sê die ou nee, ek wil nie, dan slaan hy die ou. En as die ou op die grond lê en bloed en sê, gaan jy nou jou hart vir die Here gee? As die ou weer sê nee, dan slaan hy hom weer. Tot die ou vir hom sê, okay, ek gaan nou my hart vir die Here gee. Dit is nie boldness nie. Hy het dalk vrymoedigheid gehad om met mense te praat, maar die sukses wat hy gehad het, was nie dieselfde gewees nie. Jakobus en Johannes wat die disipel van liefde was, wat die Bybel later noem die disipel van liefde, voor dit was hulle genoem die seuns van donder. Hulle kom op 'n plek en Jesus preek, hy praat sy hart uit, hy vertel vir die mense van God se liefde, en hy vertel vir die mense hoe groot die Here is, en die mense sê, ag nee, wat ons is okay, ons wil nie die Here aanneem nie. En hier kom Johannes en Jakobus en hulle sê, Jesus staan een kant, hulle sê, Here, roep vuur uit die hemel uit om hierdie ouens te verbrand, want hulle wil nie luister nie. Hulle wil U nie aanneem nie, so roep vuur uit die hemel uit, laat die vuur hulle verskroei, dan is hulle dood, dan is hulle weg. Baie mense sal vandag sê, dis boldness, as die mense nie wil luister nie, slat hulle met die soop tot hulle luister. Wat het Jesus gedoen? Het hulle een kant toe gestaan en gesê, dis nie wat liefde is nie. Onthou nie, almal gaan vir jou ja sê nie. Nie almal het eers vir Jesus ja gesê nie, so hoekom moet hulle vir ons ja sê? Nie almal het eers vir Jesus geluister nie, so hoekom moet almal vir ons luister? Maar as ons opstaan met boldness in ons hart en ons sê, Here, ek is bereid om te gaan en U liefde vir die wêreld te gaan wys en vir die mense daar buite te gaan wys dat U leef en U is in staat om lewens om te keer, dan sal die Here die werk doen. Johannes 16 vers 8 sê vir ons, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Ons kan vir mense sê, dit wat hulle doen is nie reg nie. Ons kan vir mense sê, God wil hulle vrymaak van sonde en die dinge wat hulle vashou. Maar dit is nie ons werk om mense te oortuig van sonde nie. Ek kan vir jou sê, hoeveel ek wil, tot ek blou word in my gesig en hare ewe skielik weer begin groei, dat dit wat jy doen is nie reg nie. Maar as die Heilige Gees jou nie gaan oortuig nie, dan gaan dit nie 'n verskil maak nie. Ek het in die kerk groot geword. My pa was 'n pastoor van dat ek so groot is. Het dit gekeer dat ek die verkeerde pad stap? Glad nie. Het dit wat hy op 'n Sondag vir my gepreek het, my oortuig dat dit wat ek doen verkeerd is? Glad nie. Tot die Heilige Gees in my hart kom sê, dat dit waarmee jy besig is nie waarvoor ek jou geroep het nie. Boldness is nie om mense te probeer oortuig van dit wat reg en verkeerd is nie. Boldness is net om uit te gaan en vir daai mense wat nie liefde ken nie te gaan wys, dat daar is liefde, dat daar is hoop. Maar ons moet dit self eers vat, ons moet dit self eers uitleef, ons moet dit self eers aanvaar. Boldness is nodig om mekaar ook reg te help, vir ons as kinders van die Here. Hoeveel keer doen ons nie goeders wat verkeerd is nie, en dan sien ander mense dit, dan wil hulle nie met ons kom praat oor hierdie goed nie. Hoekom? Want ons is mos bang, wat gaan hierdie ou sê? As ek nou vir hom Johan sê, hy het nie mooi met my gepraat nie, dan gaan hy uit die kerk uit gaan en hy gaan by die huis gaan bly. So nou bloos ek hom maar eerder. En dalk was dit heeltemal 'n misverstand gewees, of dalk was dit heeltemal iets anders as wat ek gedink het, maar as ons met mekaar gaan praat, as ons verhouding met mekaar kan bou, en met mekaar kan help, mekaar kan ondersteun, mekaar kan dra. Die Bybel sê, vermaan mekaar met liefde. 2 weke terug het ek iets gedoen, en iemand het na my toe gekom, my een kant toe gevat en gesê, hoorie dit en dit wat jy gedoen het daarso, dink jy regtig dit was reg geweest? En in my eie verdediging, ek was skoon geskok, ek het nie eens agtergekom ek doen iets wat nie reg is nie. En ek het nie eens gedink ek doen iets wat verkeerd is nie, maar mense het dit gesien, en mense het 'n reaksie gehad van oor, maar dit is nie wat 'n kind van die Here veronderstel is om te doen nie. En ek moes repent, ek moes sê, Jesus, ek is jammer, ek het nie eens agtergekom ek doen dit nie. Ek het nie eens agtergekom ek tree so op nie. Maar die persoon wat na my toe gekom het dit in liefde gedoen. Hy het nie na my toe gekom en gesê, hey, jou skarminkel, kyk wat het jy nou daar gedoen, jy is 'n stuk gemors, jy is vals, en ons gaan jy nou op Facebook of TikTok sit as 'n valse pastoor, want jy het dit verkeerd gedoen nie. Nee, in liefde het hulle met mekaar kom praat, en al het ek gevoel, ek het niks verkeerd gedoen nie, kon mense dit as verkeerd gesien het. Hoe gaan ons as kinders van die Here groei, as ons nie met boldness na mekaar te kan kom, en vir mekaar kan sê, hoor jy, ek dink dit waarmee jy besig is besig om jy weg te hou van die Here af.
Maar dan moet ons ook groot genoeg wees om te sê, ek vat dit, ek gaan nie net myself wip en sê, ag man, wat weet hierdie ouens nie. Partykeer moet ons 'n bietjie introspeksie doen. Dit is moeilik om dinge te sien wat jy verkeerd doen, as jy nie nou en dan in die spieël kyk wat aangaan nie. So boldness is nodig om mekaar reg te help. Ons moet Jesus ook met boldness benader. In Matteus 15 vers 22 tot 28, en ek gaan nie nou dit alles lees nie, sien ons 'n verhaal van 'n vrou wat by Jesus kom, en die vrou was 'n Kanaaniet gewees, en sy sê vir Jesus, Here, help my asseblief, want my dogter word deur 'n demoon getuister. Haar dogter was vasgevang in dinge, en die demoon het haar lewe vernietig, en alles het verkeerd gegaan, en die Kanaaniete en die Israeliete het nie regtig oor die weg gekom nie. En Jesus sê vir haar iets interessants. Hy sê vir haar, ek het gekom vir die huis van Israel, ek het nie gekom vir julle nie. En nou sal mense dink, yes, maar Jesus was daarom hard geweest. Ja, hy was hard geweest. Maar hierdie vrou het boldness in haar gehad, om te sê, Here, al verdien ek nie dat jy my moet help nie, al verdien ek nie dat jy my dogter moet vrymaak nie, al verdien ek nie dat jy enigstens na my moet kyk nie, kom ek met boldness na jou toe, want ek weet jy is al wat vir my die uitweg kan gee. En sy sê, Here, maar asseblief, ek het die hulp nodig. En Jesus sê vir haar 'n interessante ding, hy sê vir haar dat jy kan nie die brood van die kinders vat en dit vir die honde gee nie. So Jesus noem haar indirek 'n hond. Hy sê vir haar, dit wat ek gebring het is die brood vir die kinders van Israel, vir die huis van Israel. Hoe kan ek dit nou vat en vir die ongelowiges gee? En hierdie vrou antwoord hom met 'n antwoord wat ek dink, dit is selfs Jesus laat stom staan. Sy sê vir hom, maar Here, selfs die honde eet van die krummels wat van die tafel afval. En Jesus kyk na haar en hy sê, jou geloof is baie groot, laat dit vir jou wees, soos wat jy dit begeer. Nou het Jesus dit gedoen omdat hy nie die vrou wou gehelp het nie, nee. Jesus het haar geloof getoets. Jesus het haar boldness getoets om na hom toe te gaan en te sê, Here, ek gaan nie ophou totdat jy vir my geantwoord het op dit wat ek nodig het nie. Hoeveel keer vra ons die Here nie, Here, doen asseblief vir my iets, en as ons, ek verdien dit nie eintlik rarig nie, en ek hoef nie rarig iets wat te wees nie, so okay, eintlik hoef jy dit nie te doen nie. Partykeer moet ons met boldness na die Here toe gaan en sê, Here, ek het nie 'n ander uitweg nie. Ek het uit myself uit alles probeer. Ek het uit myself uit my beste gegee, maar ek het nie 'n ander uitweg nie. So asseblief, as U sal kom en vir my die uitweg wees en die uitweg sal gee. Partykeer het ons daai boldness nodig om met die Here te worstel. Pas as Jakob het so met die Here geworstel, hy het so met die engel geworstel deur die nag, hy het gesê, ek sal jou nie laat gaan totdat jy my seën nie. Dis boldness. Maar ons kry hierdie minderwaardigheidskompleks as ons oor die Here praat. Ons kry hierdie minderwaardigheidskompleks as ons vir mense sê ons is kinders van die Here. Waar ons na die Vader toe kan gaan, hy het vir ons die deure oopgemaak. Ons vier volgende naweek, Paasnaweek, waar Jesus aan die kruis gesterf het, waartoe hy op die kruis gehang het, ons die voorhangse geskeur, wat hy ons toegang gegee het tot die Vader. En hy sê ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Ons kan met boldness na hom toe gaan. Maar partykeer is ons bang om na die Here toe te gaan, want wat as God ons nie antwoord nie? Maar wat as hy jou antwoord? Wat as God nie my deurbraak vir gee nie? Maar wat as hy jou deurbraak vir jou gee? Maar ons moet sy troon nader met boldness. Boldness is nie vir ons gegee om die geveg te wen nie, want Jesus het klaar vir ons die geveg gewen. Partykeer sien ons die goeters op Facebook wat mense sit, of ons sien 'n video of iets waar mense praat, ons wil die hele tyd net beklei. So Here, ek sal hierdie fight gaan fight, ek sal hierdie ou uitsorteer, moenie worry nie. Dis nie boldness nie, dis nie waarvoor Here jou boldness gegee het nie. Boldness is om in liefde met mense te praat. Jesus het klaar die geveg oorwin. Efesiërs 6 vers 13 sê vir ons, neem dan die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, en nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Die wapenrusting wat die Here vir ons gegee het, het hy nie vir ons gegee en gesê, nou trek dit aan en dan gaan soek jy vir moeilikheid met die duiwel en kyk hoeveel van hulle kan jy doodslaan met 'n swaard nie. Nee. Hy sê die wapenrusting van God is vir ons gegee sodat ons kan staande bly. Sodat die duiwel ons nie kan onderkry nie. Hy het gesê sodat jy weerstand kan bied. Hy het nie gesê ons moet gaan en gaan aanval nie. Hoekom nie? Want Jesus het klaar die geveg vir ons gewen. Jesus het klaar die oorwinning behaal. Ons moet net staande bly en sê, Here,
Die duiwel kan nie, hy is 'n slegte verloorder hoor, want hy wil nie aanvaar dat hy verloor het nie. Maar ons moet net staande bly en sê, Here, asseblief, help ons staande bly. Hoe kry ons boldness? Ons ontvang boldness slegs van God af, slegs deur die Heilige Gees. Boldness is nie iets wat natuurlik vir mense kom nie. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria en tot aan die einde van die aarde toe. So as ons die Heilige Gees ontvang ons boldness om sy getuies te gaan wees, om vir mense daar buite te gaan vertel van hom, om vir mense daar buite te gaan wys dat Jesus leef, Jesus maak vry, Jesus genees, Jesus lig mense op uit dit uit wat hulle vasgevang is. En dis waarop die hele kerk van Handelinge 2 gebou was. Die hele kerk van Handelinge 2 was gebou op 'n fondasie van boldness. Jesus sê vir sy disippels toe hy opvaar hemel toe, gaan wag vir my, of gaan wag op die belofte wat die Vader julle beloof het. Dis 'n stap van boldness, dis 'n stap van geloof, om te gaan en dit gaan bid, en dit gevra, Here asseblief, ons wag op die belofte, en hulle die belofte van God ontvang, hulle die boldness van die Here af ontvang. Wat was die eerste ding wat gebeur het, toe hulle die Heilige Gees ontvang het? Hier het hulle almal in tale begin praat, en mense het gesê, hulle is koekoes, en mense het gesê, hulle is gesyp, en mense het gesê, hulle weet nie waarmee hulle besig is, van die pad af, en wat gebeur? Petrus ontvang die Heilige Gees, Petrus ontvang boldness, en hy besef dat hy moet 'n getuie wees. Dieselfde ou wat 'n paar dae voor dit, het hy gegaan, en toe Jesus gekruisig was, het hy daarso by mense gesê, maar jy was saam met hom, en hy het ontken, hy het gesê, maar ek is nie die een wat saam met Jesus was nie, ek ken nie hierdie man nie. Hy het die Here 3 keer verloor, daai selfde ou wat te bang was om vir mense te sê dat hy ken Jesus, en hy was saam met Jesus, staan ewe skielik op, en hy sê vir die ouens, ons is nie dronk soos wat julle dink, ons is dronk nie, maar hierdie is 'n vervulling wat die profeet Joël gesê het, van in die laaste dae, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Kyk hoe verander die Here hom, van 'n lafaard af wat nie kan erken dat hy by Jesus was nie, na iemand wat opstaan en vir mense sê, dat ek was by Jesus gewees, kan julle dit sien? Net daarna word hulle toegesluit, net daarna steek hy sy vinger weer in hulle gesig en hy sê vir hulle, dat ons doen hierdie dinge deur die naam van Jesus Christus wie julle gekruisig het. Ewe skielik kry hy boldness. Hy staan op by preek, die eerste dag toe hy preek, kom maar 3000 mense tot bekering. Volgende boodskap toe hy preek, kom maar 2000 mense tot bekering. Dieselfde ou wat nie in staat was om te sê dat hy saam met Jesus was nie. Dieselfde ou wat toe Jesus doodgemaak word aan die kruis, en hy hang aan die kruis, en hy word in die graf gesit, wat sê dat, okay, dit is nou verby, dit is nou klaar, ek het nie die vrymoedigheid om met mense te gaan praat nie, ek gaan terug gaan, ek gaan weer gaan visvang. Jesus keer daai ou se lewe om. So hoekom kan Jesus nie jou lewe omkeer, en jou gebruik om siele te wen vir hom, om mense te gaan vertel van sy grootheid, om mense te gaan vertel van sy liefde nie? Daai mense kyk na Petrus en na Johannes, en hulle sê vir mekaar, hierdie klomp skrifgeleerdes, hierdie klomp universiteit mense met die baie sertifikate teen die mure, kyk nou en sê, hierdie is 'n klomp ongeletterde mense, maar ons kan sien, deur die boldness wat in hulle is, deur die vrymoedigheid wat hulle het, ons kan sien dat hulle by Jesus was. Mense hoef nie te weet hoeveel jy weet nie, maar hulle moet kan sien dat jy by Jesus was, dat jy 'n verhouding met hom het, dat jy 'n pad met hom stap. Die laaste vers in daai gedeelte in Handelinge 4 het ons begin lees, en ek gaan dit vir ons in die Engels lees, sê vir ons, en dis nadat hulle gebid het, en nadat hulle gevra het, Here, asseblief, gee vir ons boldness om die evangelie te gaan verkondig. Vers 31 sê, and when they have prayed, the place where they were assembled together was shaken. And they were filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Boldness word baie keer in ons lewe uitgebeeld sonder dat ons 'n woord hoef te sê. Die manier wat jy optree, die manier wat jy reageer in situasies, die manier wat jy mense behandel, die manier wat jy vir mense liefde wys, dit alles is 'n manier wat ons boldness het om die evangelie aan die wêreld te gaan verkondig daar buite. Ons almal het daai gesegde al hoeveel keer gehoor, preach the gospel and if necessary use words. Ons moet die boldness hê om te sê, Here, my lewe
moet 'n getuienis wees vir u daar buite in die wêreld. My lewe moet vir mense wys daar buite dat u leef nog steeds. Dat ons het 'n anker, ons het iemand op wie ons kan hoop, ons het iemand op wie ons kan vashou. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte en dit is dat boldness is net die Heilige Gees wat kom en wat ons kom ondersteun. Ons hoef nie hierdie ding op ons eie te doen nie. Ons hoef nie op ons eie uit te gaan en vir die wêreld te gaan wys daar buite dat Jesus is lief vir hulle nie, want Jesus stap saam met ons, die Heilige Gees is saam met ons. Hy is die ene wat die pad met ons stap, hy is die ene wat ons die vrymoedigheid gee, hy is die ene wat ons ondersteun. Daar's 'n pastoor in Amerika, Jesse Duplantis, en in een van sy preke het hy so 'n storie wat hy vertel van toe hy 'n klein seentjie was. En as jy sy goed gaan luister, hy is nogals arrogant hoor, as jy, kyk, hy het daai persoonlikheid, want ek dink hy's 'n fees om by te wees, want jy lag deeltyd vir hom, maar hy weet wat hy wil hê, en hy kan dit nogals uitbeeld, en hy sê, hy's 'n klein seentjie, en hy is besig daar met mense, en hy soek moeilikheid met van hierdie ouer kinders wat daar so is, en hierdie ouer kinders gee vir hom moeilik, of hy gee vir hulle moeilikheid, en dan hardloop hy vir hulle weg, en op 'n dag kom hulle, en hierdie ouer kinders begin hom te boelie. Hierdie ouer kinders begin agterkom, maar ons is groter as jy. Hierdie ouer kinders begin agterkom, maar jy gaan nie vir ons sê wat ons moet doen nie. En hulle is besig om te boelie, en die kinders stamp hom om daar by sy huis eendag, en alles, en hy sê, naderhand raak hy bang, en het raak toe 'n gewoonte vir hierdie mense om hom af te knou. En op 'n dag staan hy weer daar so, en een van hierdie ouens stamp hom weer om, en hy is op die grond, en hy sê, wel, ek gaan nou opstaan, en ek gaan hierdie ou nou met die vuis slaan, want ek is nou moeg, ek gaan nie meer bang wees nie. En hy spring op, en hy is net reg om bolle te gooi, en hy sê die volgende oomblik sien hy, hier is al hierdie ouetjies wat hom geboelie het, draai om en hulle hardloop weg. En hy dink so by homself, en sê, ja, ek is nou nog as chaff daar. Ek is 'n koplengte kleiner as hy, moet ook opspring, en my vuiste is reg, toe hardloop hierdie 4 of 5 kinders sommer weg. En hy is so chaff met homself, want hy het nou opgestaan, hy het hierdie boldness gekry. Want hy sê, toe hy omdraai en hy agter hom kyk, toe sy ma uit die huis het gekom, en sy is op hierdie kinders afgeloop, en sy is reg om hierdie kinders uitgesorteer. En dis presies wat boldness is. Ons is nie groot genoeg om die wêreld te gaan verander daar buite uit ons eie uit nie. Ons is nie groot genoeg om 'n verskil te gaan maak uit ons eie daar buite in die wêreld nie. Maar as ons opstaan en die Heilige Gees is saam met ons, en die Here kom saam met ons, sal ons boldness hê om hierdie dinge wat vir ons te groot lyk, in die gesig te kan staar en te sê, Here, genoeg is genoeg. Here, ons gaan uitgaan en gaan 'n verskil maak. Here, ons gaan en ons gaan die wêreld omkeer vir U. Hoekom? Want ons doen dit nie uit ons eie uit nie. Ons is nie alleen nie. Ons het laasweek gepraat oor Matteus 28 vers 20, waar die Here vir ons 'n belofte gee. As ons uitgaan, sy werk gaan doen, sy liefde vir die wêreld daar buite gaan wys, disippels maak, sê, en ek sal by julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Spreuke 28 vers 1 is my laaste vers. Sê vir ons, die goddelose vlug weg, al jaag niemand hulle nie. Maar die regverdiges is so dapper soos 'n leeu. Ons het niks om te vrees in die wêreld daar buite nie. Die goddelose mense het nie hoop nie. Dis hulle wat hardloop. Al jaag niemand hulle nie. Dis hulle wat heeltyd op hol is, al is daar niks waarvoor hulle hoef bang te wees nie. Maar die Bybel sê vir ons, die regverdiges is so dapper soos 'n leeu. En ek wil regtig hê dat ons moet vandag besef dat God het 'n plan met elkeen van ons wat hier is. God wil elkeen van julle gebruik. Maar is tyd dat ons boldness begin toepas in ons lewe. Is tyd dat ons met boldness begin bid, laat ons met boldness begin praat, en laat ons met boldness begin leef. Laat ons vir die wêreld daar buite kan wys, en sê, Here, dat ons gaan nie bang wees vir die duiwel nie, ons gaan nie bang wees vir die vyand nie, ons gaan nie bang wees wat mense van ons dink nie, ons gaan nie bang wees wat mense van ons sê nie. Hoekom, wat sê die Bybel vir ons? Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Dit is wat boldness is. Ek wil vra dat ons oë sal sluit. En as jy vandag hier sal sit en jy sê vir my dat, jy sê net, Christus, ek wil graag daai boldness hê. Ek wil graag my verhouding met boldness op die Here baseer.
Ek wil nie meer omgee wat mense van my sê nie. Ek wil nie meer omgee wat mense van my dink nie. Ek wil nie meer die verkeerde goeders doen by die skool of by die werk of tussen my familie nie. Ek wil die een wees wat opstaan en sê dat genoeg is genoeg. Ek wil hê, Here, dat U my sal gebruik met boldness. Wil ek hê, jy moet net vir my jou hand vandag opsteek. As jy sal sê, Here, ek is bereid om met boldness te doen, dan wil ek jy moet net vandag opstaan, 'n stap van geloof vat en net opstaan en sê, Here, ek staan vandag op in boldness, want dit wat ek van vandag af doen, gaan ek vir U doen. Ek gaan vir U leef, ek gaan vir U die wêreld gaan verander, ek gaan vir mense daar buite gaan wys, dat U is in staat om nog steeds lewens om te keer. Vader, ek wil net nou kom, Vader, het elke persoon gesien wat sy hand opgesteek het. Elke persoon wat hier sal staan, wat sê met boldness sal hulle gaan en 'n verskil gaan maak, Here. Ek wil vra, Here, dat U vir hulle boldness sal gee. Die boldness wat Petrus gehad het om op te staan en te preek vir daai 2000 mense. Die boldness wat hulle gehad het, Vader, om voor die owerstes en die priesters te staan en wat vir hulle gevra het, maar wie gee hulle die reg om hierdie goed te doen? Die boldness hulle gehad om te sê dat in die naam van Jesus Christus doen ons hierdie goed. Vader, ek vra dat U vir elke persoon daai boldness sal gee, Here. Laat hulle dit nou sal ontvang, Vader, dat hulle sal uitgaan in die wêreld daar buite, Here, en sê dat ons kies Jesus. Laat ons sal opstaan, Vader, teen die dinge van die vyand. Ons sal opstaan, Vader, teen die dinge van hierdie wêreld, Here, wat probeer om die Christene en die kinders van die Here onder te kry, Vader, want ons weet U is in beheer. Ons weet U leef, Vader, en ons weet groter is Hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Vader, ek vra dat elke persoon dit nou sal besef. Dat groter is Hy wat in hulle is as hy wat in die wêreld is. Groter is die Heilige Gees en God wat in hulle leef, as hulle omstandighede, as die probleme wat hulle in die gesig staar, as die teenkanting wat hulle kry, van hulle familie en hulle vriende en hulle mense wat om hulle is af, Here. Laat ons sal besef dat U is groter as dit alles. In Jesus naam, amen.